In Deuteronomium 6 vers 6 skryf die Here, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Hier is 'n klip, 'n Samaritaanse mezuzah uit die Byzantynse tydperk, en die woorde wat daarop is in Samaritaanse skrif gegraveer, 'n baie ou vorm van Hebreëus, wat hulle vir eeue lank bewaar het. En hierdie inskripsie bevat gedeeltes van die 10 gebooie. Mezuzah, die woord beteken eintlik deurkusyn, want die Here het in Deuteronomium 6 vers 9 vir hulle beveel, jy moet dit op die deurkusyn van jou huis en op jou stadspoorte skryf. En hulle het hierdie opdrag letterlik uitgevoer, en so het die gebruik ontstaan om sekere gedeeltes van die skrif by die ingang van die huis aan te bring, sodat elkeen wat in en uitgaan by die huis aan die Here sal herinner word. Die Jode plaas dit tradisioneel in 'n klein houertjie wat hulle aan die deurkusyn vasmaak, en binne is 'n klein perkamentrolletjie met die woorde daarop geskryf, of bekend ook as die Shema, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Die Samaritane het dit egters anders geïnterpreteer. Hulle het dit dikwels op klippe uitgegraveer en die 10 gebooie weer so by hulle huise aangebring. Vir hulle was die 10 gebooie die hart van die verbond tussen die Here en sy volk. Al het die Jode en die Samaritane verskil oor sekere geloofsake, het albei wel die diepe begeerte gehad dat elkeen wat by die deur verbykom aan die Here en sy woord herinner moet word. Maar die Here wou altyd nog meer hê, nie net 'n herinnering teen die muur nie. Want in Jeremia 31:33 staan daar, ek gee my wet in hulle verstand en ek skryf dit op hulle harte. Dit is die verskil tussen godsdiens en geloof. Ons kan 'n Bybelvers teen die muur hê of 'n mezuzah aan die deur se kusyn vas. Maar al ken ons die 10 gebooie uit ons koppe, maar as die Here nie ons hart verander het nie, bly dit net woorde. Hy verlang dat ons nie net die woord by die ingang van ons huise sal hang nie, maar dat ons karakter ook verander sal word en ander na Jesus sal wys.